Die van julle wat nie gisteraand hier was nie, die storm het ons almal in die middelblok ingewaai. So, ek wil maar net vir julle noem wat aan die kante is, julle is totally buite orde. Julle kan rustig middelblok toe kom. Soos in regtig erg. Goeienaand gemeentefamilie, baie welkom. Van julle is gisteraand weggespoel, weggewaai. Dit was so amper, ek wil amper sê, net so 'n punt onder die uitroepteken. Om net weer iets te ervaar van die grootheid en eintlik maar ons kleinheid en nietigheid. Dis nie altyd lekker nie, maar hierdie hele week en hierdie hele siklus leer ons om mense van dankbaarheid te wees. En dan as ons eerlik met ons kinders is, dan moet ons vir hulle sê, dit gaan nie altyd net maklik wees nie. En daarom juis is geloof in die middel van, te midde van, ten spyte van, as gevolg van die Here. En in sy naam groet ek jou. Hy is jou Vader, jou Verlosser, jou Vertrooster, die Skepper, Jesus Christus, Heilige Gees. Ons is besig met die feesweek en ons sien uit na wat gaan gebeur Sondagoggend hier. Hier gaan gekuier word, hiervoor is die tafel al reeds neergesit, brood, wyn, kos, langsaan skaap, kuier en feesvier oor die geboorte van die kerk van Christus Jesus, 2000 jaar terug. En wat 'n voorreg dat ons 75 jaar as gemeente
so 'n klein druppeltjie in die emmer is van wat God doen in sy wêreld. Kom ons prys daarom dan die Here. Terugskouend vir 75, vir 2000, vir hoe lank ook al God besig is in hierdie heelal. En ons kyk vorentoe en sê weer, prys die Here, want daar's 'n toekoms. Kom ons staan. Dankie Jesus, dankie Jesus.
Julle kan julle sitplekke inneem en ons is vanaand by die 5de aand van hierdie Pinksterweek en ek weet nie of julle gesien het nie, maar gisteraand het hierdie kersse nie gebrand nie. En dit kan een van twee redes wees. Die een is dat almal wat in beheer is hier was nie so in beheer nie en het heeltemal vergeet. Wat 'n groot moontlikheid is. Die ander is dat die tema gisteraand was om dankbaar te wees, om te sing ook in die donkerte. So vanaand is daar nie meer donkerte nie en ek wil vra, as daar iemand in die huis is wat sy naam George is, gaan hy vir my hier kom aansteek. Dankie George. Dit is 7 kersse, die volmaakte getal, die menorah in die Ou Testament. En julle sal onthou, Sondag het ons ook 7 kersse aangesteek en 7 kersse doodgeblaas, 7 tydperke, 70 jaar. En so ons vier fees oor die lig vir die wêreld, Jesus Christus wat gekom het en wat by ons is. Vriende, vanaand gaan ons 2 teksgedeeltes, baie dankie, waardeer. Ons gaan vanaand na 2 teksgedeeltes kyk en ek wil nie opsom ter wille van tyd nie. Want ons het nou mooi gesien hoe fantasties Ferdi en die kinderpinkster dit doen tot op die letterhalf. So kom ons lees saam eers uit Markus hoofstuk 10 en Here, dis met 'n verwagting dat elke teksgedeelte in u woord geïnspireer is. Dat u daardeur met u gees dit vir ons lewend wil maak en met ons wil praat, sodat dit kan grondvat hier en nou. Doen dit dan, asseblief. Ons tema vanaand is dankbaar volg ons Jesus. Markus 10, die opskrif, die genesing van die blinde Bartimeus. Hulle het in Jerigo aangekom. Dis natuurlik nou Jesus en die bende, die gang, en dit was nie net die 12 nie, daar was baie, daar was vroue, dit was net 'n hele optog van mense, van volgelinge, maar ook van nuuskieriges en al die, en van klikbekke, as ek daai woord mag gebruik, wat spioene is vir verskillende partye en almal wat bedreig is. Maar ek is oortuig van daar was 'n opgewondenheid, regtig, onder soveel mense. Is hy dalk die een? Hulle het in Jerigo aangekom en toe hy met sy disippels en 'n groot skare uit Jerigo vertrek, het 'n blinde bedelaar, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad gesit. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, begin hy roep, Seun van Dawid, Jesus, ontferm u oor my. En nou net soos 2 aande terug met die wonderwerk, is hierdie 'n besondere term, die seun van Dawid. Een van die terme op daardie stadium, vandag terugskouend, maar daai tyd vooruitkykend, wie die Messias sal wees, 'n seun van Dawid. Die mees beroemde koning in die geskiedenis van die volk, en daarom die seun van Dawid. Ontferm u, splagnizo my, oor my. Baie mense het hom berispend aangesê om stil te bly. Dalk soos wat party mense in hierdie afgelope tyd gesê het as iemand kla oor die storm. Nee, jy het niks om oor te kla nie. Bly liewer stil. Daar's meer, daar's groter. Dit dalk het hulle vir hom gesê. Daar's mense wat by die dood is wat dalk Jesus nodig het. Daar's mense met baie erger dinge. Jy's al jou lewe lank. So hou op en amper wil sê soos Paulus, aanvaar nou maar die doring in jou vlees. Bly liewer stil. Maar dit is so wonderlik, hierdie Messias van ons met die omgee hart, sê jy mag maar. Dan gaan al die ander mense vir jou sê, bly stil. Jy mag maar roep, seun van Dawid, ontferm u oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom. Hulle roep toe die blinde man, en hoor hoe mooi, hulle sê vir hom, dalk selfs van die selfs wat gesê het, bly stil. Nou die Messias het gepraat en gesê, roep hom. En hulle sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou.
Hulle antisipeer klaar, hier gaan iets wonderliks gebeur. Hy gooi toe sy boekleed af, spring op en kom na Jesus toe. Natuurlik, blind. Maar hy is doelgerig op pad. Jesus vra hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Die blinde man antwoord hom, Rabboni, dat ek kan sien. Rabbi, leermeester. Hy het hom klaar bely as die seun van Dawid, en nou as Rabbi, die leermeester. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien. En is presies dieselfde woorde 2 aande gelede. Jou geloof het jou gered. Maar interessant, onmiddellik is hy ongehoorsaam. Want Jesus het hom gesê, gaan. Ek sou tog dink, as Jesus sê, gaan, dan beteken dit, daar gaan jy. Gaan leef jou lewe. Jy kan ons nou sien. Maar hy weier. Dis amper soos die mense vir wie Jesus gesê het, moet vir niemand vertel, ek het julle genees nie. En binne daai konteks lyk dit tog vir ons dat die skares het so Jesus se energie getap, elke, wil ek amper sê, wakker oomblik, dat hy kon nie fokus, hy kon nie stilte kry om by die Vader uit te kom nie. En daarom dat die disippels dalk ook in Engels protective begin raak het, en nee, die kinders moet weg, en die moet weg, en amper half gesê, ons sit nou hier met 'n belangrike ou, en ja nee, ons is saam met hom, en nee, ons sal maar kyk of ons 'n woordjie vir jou kan insit. Jesus wil niks daarvan hê natuurlik nie, niks. Hy wil sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Maar dan is dit so besonder, dat hy wil hê, hierdie man moet sy getuie word. En hy gee vir hom 'n nuwe lewe. En dan is dit hierdie, hy het hom op sy pad gevolg. En ek sal so graag hierdie man eendag wil ontmoet en sy storie hoor. Hoe lank het hy Jesus gevolg? Was dit 'n lewenslange ding tot Jesus gesterf het? En daarna het hy ook die Gees ontvang en is hy ook tot aan die einde getrou gewees. Julle, dan gaan ons van 'n blinde man, gaan ons na 'n paar manne wat geestelik blind is vir wat gebeur het oor Paasnaweek. En dis Lukas 24. Jesus se verskyning op pad na Emmaus. Vers 13. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle, dis 2 van die volgelinge van Jesus. Nie van die 12 nie, maar van die groter groepe, lyk dit vir ons. Was op pad na 'n dorp met die naam Emmaus. 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? Hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met die naam Kleopas het hom geantwoord, is u die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk, en hoe die leierpriesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Maar intussen is dit nou al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere, amper nakkie sê, kan jy glo, het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf. En toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kon vertel dat hulle 'n visioen gesien het van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, o julle wat so sonder begrip is,
met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het. Moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom, vanaf Moses en die profete, vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom aan die dorpie, waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring. Bly by ons, want dit is amper aand. En die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir die ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle by mekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. So hier vertel die disippels dit nou vir hulle. Hulle verduidelik toe wat op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Dit is vir my so wonderlik om hierdie vanaand te lees, want as jy nou terugdink na Aswoensdag en die 40 dae en toe die heilige week en toe nou weer die 40 dae wat nou hier klaarmaak aan die einde met die uitstorting van die Heilige Gees, is dit hierdie wonderlikste tyd van ons geloofsjaar, om jaar na jaar dit te vier en te herinner, wat hy gedoen het vir ons, in ons plek, en die hoop om voluit te kan leef. So hoe wonderlik, dat hierdie Emmausgangers ons herinner vanaand, dit wat afgespeel het, dit wat gebeur het, daai Paasnaweek 2000 jaar gelede, en dan hierdie wonderwerk beleef. So hier's twee mense, een met 'n fisiese sigprobleem en die ander met 'n dieper verstaanssig-probleem. En die eerste wat ek vir myself hier uithaal is, Jesus maak meer oop as net oë. Net soos nou die aand met die vorige wonderwerk het ons dit vir mekaar gesê. As Jesus jou aanraak, kan dit wees dat hy jou fisies genees. En ons sê vir die Here so dankie, deur ons eie lewensdekades, tye wat ons siek was, en deur sy wonderwerkende krag, dikwels deur die mediese wetenskap wat ten diepste kom vanuit God se skepingskrag, dat hy mense geskep het, en dat ons as mens woeker met ons talente, en dit gebruik, en so gee ons as mensdom tree, wat ek tog dink die Here trots maak. As ons werklik soos wat daai eed, is dit die Hippokrates eed, wat sê, first do no harm, en hierdie wonderlike ideale vir mediese dokters, en sielkundiges, en mense wat wil help, wat regtig wil sê, ons wil hierdie wêreld van God 'n beter plek maak vir mense. Ja, daar kom 'n eendag 'n nuwe Jerusalem en geen siekte meer nie, maar tot dan wil ek sy hande en voete wees, wil ek genesing bring, soos Jesus, daai 3 jaar van sy bediening. So ja, daar's tye wat Jesus genees, dikwels in ons oë dalk nie so bonatuurlik nie, maar dit behoort bonatuurlik te wees. Ons gemiddelde lewensouderdom en verwagting teenoor die tyd van Jesus is net absoluut verstommend. Dit gee aan ons meer tyd om sy hande en voete te wees, totdat hy ons kom haal. Jesus maak meer as net oë oop. In Markus 10 sien ons Bartimeus, blind, maar so mooi, desperaat, smeekend, gelowig. Seun van Dawid, Rabbi. Ons sien die Emmausgangers, hoofstuk 24 van Lukas, saam met Jesus. Wat 'n ongelooflike voorreg, dat Jesus hulle twee kies. Net soos wat hy eerste van die vroue gekies het, om aan te verskyn, eerste, na sy opstanding. Maar hulle oë, sê die teks, is verhinder om hom te herken. Dalk is dit
hulle somberheid van hulle gesigte, die somberheid van hulle harte. Dalk is dit sommer net die stres van alles, die absolute smart ontnigtering, platgeslaan. Ons hoop alweer stikkend. Van generasie na generasie, al 400 jaar stilte sedert die profeet Maleagi. 400 jaar stilte. En ons het gedink, God praat weer. God se woord, sy logos, het mens geword, Messias. Maar hy was maar net weer 'n tydelike, kleinletter Messias. Maar dan, as Jesus oë oopmaak, dan is dit in beide verhale nie net sigwonderwerke nie, dis meer as fisiese sig. Vir Bartimeus kry hy nuwe fisiese oë, maar hy kry 'n lewensdoel. Volgeling van Jesus. Vir die Emmausgangers is dit insig, dis hoop, dis roeping. Ek en jy kan goeie menslike oë hê, met goeie brille, maar steeds blind wees vir Jesus Christus. Die tweede wat by my opkom is, Jesus kom naby weer eens aan mense wat sukkel. Met daai melaatses was dit die stigma, dit was die fisiese bedreiging van 'n aansteeklike siekte. Met Bartimeus hulle is dit 'n lewe van bedel. Van 'n samelewing wat hierdie weerloses nie intrek. Dink maar vandag, hoe probeer ons Woester, die skool vir blindes, om blinde kinders in te trek in die hoofstroom en te sê, ons gaan jou help, jy gaan deel wees. Jy gaan deel wees, niks sal maak dat ons jou een kant stoot nie, jy's deel van ons. Ons almal het verskillende gebreke. Dalk is dit eerder uitdagings, en ons almal het. Is dit Anne Frank, wat gesê het, wat geskryf het, gesê het, wat 'n tragedie, as iemand kan sien, maar nooit werklik kan sien nie. Ek kan nie sien nie, maar ek kan werklik sien, God, die heelal, sy vingerafdrukke. Bartimeus, die tipiese voorbeeld in die tyd van Jesus, van iemand met gebrek, sit langs die pad bedel. Die Emmausgangers, moedeloos, weg van Jerusalem, die stad van vrede. In daardie stad wat iets moes gebeur van 'n Messias. En hulle hoop dalk nog steeds iets van 'n Messias wat die Romeine sou kon wegjaag. 'n Politieke Messias, 'n ekonomiese Messias. Selfs hierna, as Petrus vra, gaan u nou op die troon sit in Jerusalem? Verstaan hy nog steeds nie. Die groter prentjie, dat dit nie net gaan oor hulle nie, dit gaan oor blanke gemeentes en mense, 2000 jaar later. Vir ewige redding. Daarom, dat in beide hierdie verhale dit so wonderlik is om te sien. Dis nie een van hierdie twee groepe, die Emmausgangers of hierdie blinde man, wat enigsins, omdat hulle so besonders uniek, wonderlik was, hierdie voorreg beleef van Jesus se aanraking nie. Dis omdat Jesus hulle gekies het, en omdat hy die inisiatief neem. Ja, Bartimeus roep, maar Jesus stop, en hy sê, bring hom. En dan met die Emmausgangers, doelbewus, het hy besluit, ek sal saam met hulle loop. Hulle met die somber gesigte, gaan ek wys wie ek is. Net soos wat Jesus later verskyn aan Thomas. Ek en jy sou dalk sê, ongelowige Thomas, nee wat, jy het jou kans verbeur. Jy is eintlik gediskwalifiseer as 'n disipel. In Petrus ook eintlik maar, sou ek ook wou sê. Al vloekende 3 keer, selfs by 'n meisietjie, om te sê, ek ken hom nie. Hulle twee is klaar uit my groepie wat aangaan. Maar Jesus sê, ja, my liefde, my genade kan enige mens omarm, nuut maak, transformeer en gebruik. Dankbaarheid begin wanneer ek en jy besef, Jesus los ons nie in ons swaar kry, in ons donker, in ons beproewing, in ons uitdagings of in ons teleurstellings nie. Hy kom na ons, juis omdat ons swaar kry.
En dan derdens, laastens, wanneer mense Jesus regtig sien, verander hulle rigting, hulle lewensroeping, hulle lewensrigting, hulle draai om. Dis wat bekering beteken, om fisies om te draai, 'n nuwe rigting, in die voetspore van Jesus. Bartimeus is die getuienis, hy het Jesus op die pad gevolg. Oor die Emmausgangers sê hulle onmiddellik omgedraai, terug Jerusalem toe. Hulle wou weg uit Jerusalem, want dit het vir hulle 'n stad van trane geword, 'n stad van die kruisiging van hulle hoop. En nou gaan hulle terug, want hy het opgestaan uit die dood uit. Wanneer Jesus werklik gesien word, wanneer hy jou oë oopmaak om hom te kan sien, te kan aanneem, dan verander hy jou lewensrigting. Hy verander jou prioriteite. Hy verander jou pad. Daarom kan ons weet wel, dat ware geloof nie beteken, ek het hulp ontvang nie. Ek is aangeraak nie. Nee, ware geloof beteken, nou volg ek Jesus. Ek het beleef, ek het gesien, my oë is oopgemaak, en nou vertrou ek. Ek gee myself oor, om voluit te leef vir hom alleen. As ek hierdie teksgedeelte dan wil van toepassing maak op die Heilige Gees, wie ons vier hierdie hele week en Sondag sy uitstorting, dan is dit die Gees ten diepste wat ons oë oopmaak. Johannes 16 praat van die Gees van die waarheid, wat ons in die volle waarheid sal lei, om ons oë oop te maak vir die waarheid teenoor die leuen van die wêreld. Die Heilige Gees open ons oë om Jesus raak te sien. Dis sy nommer 1 funksie. Genadiglik saam met dit, is dit ook om ons te troos, om ons te omarm, om ons vas te hou. Hy help ons verstaan wie Jesus werklik is. Hy lei ons om hom prakties te volg. So in hierdie 2 wonderwerkende verhale is die wonderlike ding, Bartimeus kan sien, maar hy sien die groter prentjie. Hy sien sy verlosser en sy lewe is nooit weer dieselfde nie. Die Emmausgangers se oë, sy geestesoë het oopgegaan. En in 2026 mag ek en jy dit in geloof vra vir die Here, dat hy ons oë sal oopmaak vir Jesus. Ek wil vra dat jy bidend sal luister en sal lees 'n lied van David Mees, wat hy geskryf het oor een van die Emmausgangers. Die woorde is hierbo. Once he walked beside me, like he'd been there all along. Not a stranger, but a father who can sense when something's wrong. And he answered all my questions, and he understood my fears, that somehow vanished now that he was here. Can't you see who walks with you? Can't you hear who speaks your name? Can't you feel something stirring in your heart? How his words ring strong and true, like a once familiar stream. But the paths we follow from now on be the same.
couldn't bear for him to leave me, so I begged him to stay, spend the evening a few moments before he went his way. Then like a host, he stood and blessed me, broke the bread and poured the wine. Then there was something I knew, I recognized. Yes, I can see who walks with me. I can hear who speaks my name, and I can feel the stirring in my heart. Oh, how his words ring strong and true, like a once familiar strain, and I know I'll never be the same. I can see that from that moment in time, I felt the emptiness of time and all the glory of His power shining through. And for the first time in my life, I really looked into His eyes and saw eternity. And suddenly I knew. Yes, I can see who walks with me. I can hear who speaks my name, and I can feel something stirring in my heart. How His words still ring strong and true, like a once familiar strain. And I know I'll never be the same. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons het in hierdie aand het ons U nodig om ons opnuut aan te raak, ons oë, sodat ons kan sien. Ons harte, sodat ons kan voel soos wat Jesus voel as hy kyk na Jerusalem, deur die eeue, as hy vandag kyk na Blanco, na George, met liefde, maar ook met trane, omdat hy die nood sien. Here, hier is ons U kinders, wat in hierdie week aand na aand so by mekaar gekom het. As ons so kom bid het, Here, ons voete op die grond kom neersit het, ons hande oopgemaak het, om te sê, ja Here, hier is ons. In hierdie oomblikke wil ons U stem hoor. Ons het U stem gehoor deur die woord, deur musiek. Maar Here, soos wat U ons in die woord soms verras, is U stem heel dikwels, nie in die storm en in die harde klank nie, maar in die stilte. En daarom in hierdie oomblikke nou wil ons in hierdie stilte net eers U stem hoor, na aanleiding van wat ons vanaand beleef het. Kom Heilige Gees en praat met ons. Kom plant 'n woord, 'n sin, 'n melodie, 'n prent, 'n gedagte, 'n greep in ons gedagtes, in ons hart. Wat ons kan saamvat vir die pad vorentoe. Kom Heilige Gees in hierdie oomblikke.
dit wat jy ervaar dat die Gees vir jou sê, in ooreenstemming met wat jy vanaand gehoor het uit sy woord, kom dan nou en gee dit in gebed aan die Here. Sê vir hom dankie vir dit wat hy opnuut vir jou bevestig het. Gee dit aan hom, praat met hom. Deel jou hart met hom. Ons het in hierdie week ons tye van stilte gehad met gebed. Ons het by tye na mekaar gedraai vir gebed. Ons het 'n paar keer mense gehad wat hardop gebid het. Miskien is stilte vir jou moeilik. Maar dankie Here dat ons sommer net ook met U kan eerlik wees. As ons gedagtes van nature dalk so rond hardloop, dankie dat ons in gebed vir U kan sê, Here, U ken my gedagtes, soveel duisende dinge wat rond hardloop in my gedagtes. Maar dankie dat die Gees my leer, ons leer om dan te kan sê, Here, U ken my. Help my in hierdie oomblikke om te kan fokus. Help my om tussen so baie stemme U stem te hoor, deur die woord en dan deur die bekragtiging van U woord, deur die Gees wat dit laat grondvat in my. Here, ons wil sommer net vanaand, ons almal wat hier is, wil ons alles vir U bring, al ons kwellinge, al ons seer, ons hartseer, ook ons sonde, ons maniere van leef, patrone, gewoontes, roetes van leef, wat ons sukkel om te breek. Ons vra dat U ons sal help, dat die Gees duidelik ons sal lei oor veranderinge wat U wil bewerk. Bring geliefdes en eggenotes en vriende oor ons pad wat met liefde ons kan lei om meer en meer soos Jesus te word. Here, mag ons vir mekaar, vir kollegas, vir kinders, vir eggenotes, vir vriende, vir vreemdelinge, 'n lig in die pad wees om te kan sê, hierdie kant toe, na Jesus se kant toe. Raak ons aan, Here, in Jesus naam. En voordat ek amen sê, wil ek vir jou vra dat ons 'n laaste gebedsmetode gebruik en hulle noem dit springmielies of popcorn gebed. So julle weet hoe dit werk. Jy gooi die mielies en dan pop dit hier uit oral. So wat ons gaan doen is, vir 'n oomblik dink net, as jy net een woord of net een sin sou sê, na aanleiding van alles wat ons beleef het, sommer die laaste tyd, sommer hierdie hele siklus van dankbaarheid, wat sou jy vir die Here sê? Dankie Here vir hierdie een woord. So ek gaan begin, ek gaan net sê dankie Here vir, en ek sal 'n woord sê, en dan, soos wat julle daar sit, enige een, kan net sê, hardop, iets wat op jou hart is om vir die Here voor dankie te sê. En ek wil vanaand sê, al was daar te veel, wil ek sê, dankie Here vir reën. Gesondheid. Genade. Krag. Liefde. Seëning. Dat ons kan sien deur die Heilige Gees. Vir die dominees se werk elke aand. Sê weer? Vir medegelowiges, familie. Vergifnis. Vrede. Guns.
Want ons is geliefd. Ons is. Jy mag al hierdie dinge mag jy vat. En die Here sê, my skatkamers is groot. Toe ons in die begin sing, prys die Here, en ons sing, die Here is my voorspoed. Toe tref dit my weer, iemand wat 'n jaar terug, toe ons die lied begin sing, en Daniel, jy het dit vir ons geleer, gesê het, maar dis problematies vir party mense om daai reël te sing. En nou verstaan ek, as voorspoed net vir jou is, jou bankrekening, jou gesondheid, ensovoorts, al die dinge wat jy nou sou kon sê, regmerkie, dan is dit 'n probleem, as jy sou sê, die Here is my voorspoed, maar kyk hoe lyk ek hierso. Ek is Bartimeus, ek sit hier langs die kant, ek is blind. Ek is nie ryk nie, ensovoorts. Maar die lieflike is dat ons voorspoed is 'n ewige voorspoed, wat ek en jy hier en nou kan ervaar, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Kan jy sê, sy genade is my genoeg. Hy dra my. En daarom, ek het al baie in my lewe, het ek mense gesê, as hulle sê, dit gaan oukei onder die omstandighede, dan het ek maklik gesê, kom uit daar uit. Maar Jenny, in hierdie laaste week of wat, het ek 'n paar keer mense gesê, dit gaan eintlik goed onder die omstandighede. Want soms kry mens swaar genoeg, dat jy nie maklike antwoorde het nie. Maar dis dan wanneer die Here sê, my gees, se krag in jou is genoeg, om vir jou te kan sê, my kind, as jy vanaand gaan slaap, weet, ek hou jou vas. Al is dit al wat jy weet, is dit meer as genoeg. Julle, ek wil nog so 2-3 minute tyd gee vir jou. Natuurlik het jy jou blaadjies saamgebring. As jy nie het nie, en jy het nooit een gekry nie, ek sien nie voor lê nog, kan jy sommer vir ons 'n WhatsApp stuur, en ek dink ons mag dalk môre of Saterdag sal ons sommer die PDF ook weer vir jou stuur. Dan het jy op jou foon, dan bring jy hom Sondag saam, en ons wil hê jy moet dan vanaand natuurlik nou Donderdag aand moet jy invul, en jy moet hom asseblief saambring Sondag, en sommer konsolideer en alles op een papier of eers op 'n nout op jou foon, en bring dit Sondag saam, want ons gaan hierdie Sondag op een of ander manier gaan ons dit vir die Here gee. En elkeen van daai dinge gaan ons vir die Here gee en sê. En as jy vrymoedigheid het, daar's al 'n paar mense, as jy vir my of vir Cornie of Ferdi een van hierdie aande of kan afneem of kan tik en dit vir ons stuur. Ons wil 'n paar Sondag tydens die diens anoniem net lees van hierdie dankiebriewe wat kom uit die hart van God se gemeente in Blanco. So ek gee so 'n minuut of wat, as jy nou nog bietjie wil invul. Julle het 'n paar woorde ook al reeds vanaand gesê, om vir die Here dankie voor te sê. En terwyl julle so 'n stukkie dan nou nog invul, gaan ons 2 wonderlike liedere sing. Saam met Elsabie, daar van, nie die Bybelse instrument nie, maar die middeleeue en Romeinse ryk se instrument, die orgel, wat hierdie gebou so fantasties kan vul, al van 1975. So ons gaan 2 dankliedere sing. Eers aan U, o God, my dankgesange, en dan eindig ons met die volmaakte gebed, wat Jesus ons geleer het, die Onse Vader. As jy gereed is, dalk nog so 'n minuut of wat, om te skryf, jou dankiebrief vir Donderdag aand, die 21ste Mei. Wie verjaar op die 21ste Mei? Ek weet nie hoekom nie, dit klink net vir my so 'n spesiale dag. Daar's hy. Ons is 'n dag ouer. Ek lees vanoggend iemand wat sê, hy het vanoggend in die spieël gaan kyk, en toe sê hy vir homself, jy was nog nooit so jonk soos vandag nie. Jy gaan nooit weer so jonk wees nie. Kom ons staan en ons bring ons aandgesang aan die Here. My love.
sal ons skuld net soos ons vergewe. Die wat in ons sonde, laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. En net weer eens wil ek julle uitnooi dan vir Pinksterfees Sondag, nagmaal en die ete daarna. En dan nou vir ons afsluiting hier langsaan is op die muur geskryf: waarvoor, in hakies, wie of wat het die Heilige Gees jou oë oopgemaak? Deel dit met iemand as ons hier langsaan is. Nou wil ek net nog 'n ding vra. Sondag gaan ons aan die einde van die diens gaan ons 'n foto neem. En Corlie, ons wil jou foto ook hierso hê. Nou, ek wil gou vra of julle net saam met my sal oefen. Asseblief. Die wat nie hou van foto's nie, hoef nie, maar die res van julle, as julle gou daar kan staan, dan gaan ek julle net wys wat gaan Sondag gebeur, dat julle nie op julle senuwees is nie. En vir die gemeenteblad van die einde van die jaar, julle moet voor gaan staan, gaan ons dan 'n foto neem, en ek wil gou vra of julle net naby kan sit, dan het ons een foto van die Pinkstertyd. En as jy nie op 'n foto wil wees nie, dan kan jy nou regtig gou gaan, of jy kan sit en dak, en, maar vir die van julle, hopelik wat ek kan sien, daar sien ek hardloop weer 'n paar, ai, julle lyk almal mooi vir hierdie foto. OK, en dan gaan ons, aan die einde van die diens, gaan ons hierdie foto neem vir die blad. 1, 2, 3. En dan seker ene wat julle gelukkig is, of cheese sê, of waai vir iemand. 1, 2, 3. Dankie julle. Ons sien mekaar langsaan vir die afsluiting.